Goeienaand broers en susters, welkom by die huis van die Here. Ja, wat 'n voorreg is dit om in die huis van die Here te wees, in die huis van gebed. Dis hoe ons bediening is, huis van gebed. Dis ons lewe net vir die Here. Ons bid permanent, ons lewe gebedslewe. Dis alles wat ons lewe aangaan. En ja, tot 'n mens op 'n punt in jou lewe kom waar die Here jou op 'n ouer ouderdom roep tot die bediening en dan ewe skielik vind jy teen jou skok uit dat hallo, jy's op aftree ouderdom, ons kan jou nie aanteken nie. Jy kan wel miskien uitgaan preek of iewester, maar jy sal nooit 'n leier van 'n gemeente kan word nie. En ek het regtig waar as menswese het ek alles geprobeer wat daar in die land is. Ek het my level 3 by die regering gekry. Ek het met diplomas soos my sertifikaat. Ek het alles. Ek het regtig alles. Maar die grootste sertifikaat ek het is die Heilige Gees in my lewe. Die God wat vir my alles openbaar het, vir my geleer het, vandat ek in 1985 die Here aangeneem het. En ek het geweet op my jonger ouderdom dat ek wel 'n roeping op my lewe het. Maar ek was net nie oorgeraal daai jare om te doen wat ek vandag doen nie. Ek het nie die kennis gehad wat ek nou het nie. Ek het nie die verhouding gehad met die Here wat ek nou het nie. Alhoewel ek 'n nou verhouding met die Here gehad het, die Here het my geseën bo baie mense se firmaplek het God my net geseën. Die Here het my werklik waar net in sy goedheid, sy guns het die Here het my alles gegee. En so ruk terug het ek as ek nou, ek weet nou nie hoeveel maande, miskien 'n jaar, ons met Bybelstudie besig was en die Here het my gesê dat die vrugte hang in die boom ryp en hulle is besig om oorryp te word. En ons almal weet wat gebeur met 'n oorryp vrug. Hy val van die boom af en hy vrot op die grond. En wat die Here vir my toegesê het is, Ben, dis nou jou tyd om in te klim. Jy moet die vrugte van die bome afgepluk kry voordat hulle op die grond val. En ek het alles gedoen wat van ons verwag word, ek en Karen. Ek het seminars gedoen, ek het regtig alles wat die wet van ons vereis en wat ons gedoen het, ons diploma en ons sertifikate, ons is, soos ek sê, ja, ons het alles deurgegaan, maar weer eens het die wêreld besluit op 65, dan is jy klaar. En ek kan onthou, ek met dit eet van die moderator sal praat, toe sê ek vir hom, maar die Here het vir Moses op 80 geroep om die Egiptenare uit Egipte uit te gaan lei. En ek meen as ons vat hoe oud hulle was. Johannes was so oud, hulle het Johannes op Patmos gedra, net neer gaan sit, net om die woorde te spreek, Jesus is lief vir julle, en hulle het hom weer weggevat. Maar ek kan nie dink, ek het dit nooit gedink dat daar ouderdom, beperking in die bedieningslewe bestaan nie. Ek kon dit nie glo nie, ek kan dit nou nog nie glo dat predikers wat 'n gemeente gebou het van omtrent niks af nie, na 'n huis van God, wat hy elke persoon by die naam ken, hy weet presies wat se seer hulle in die familie het, en hulle is soos 'n groot familie, en dan kry daai pastoor 'n brief wat vir hom sê, as jy nou 65 word, dan moet jy op pensioen gaan. Dan moet jy op pensioen gaan, jou tyd is verby.
al wat ek gesien het waar bietjie ander mense kan trek is as die kerk aan die gemeente behoort en nie aan die organisasie nie. Dan kan die kerkraad die pastoor langer aanstel. Want dan het die organisasie geen sê oor hy kerkie, want die kerk behoort in die gemeente. Maar ek moet net seker maak daaraan, maar dit lyk vir my is bitter min kerke wat aan gemeentes behoort, waar gemeentes hulle kerke gebou het, en dan net die naam, sê maar, ek sal my kerk se naam Huis van Gebed gebruik, en so, die dag as hulle dan wegbreek van Huis van Gebed af, dan kan ek hulle niks doen nie, want dit is nie my eiendom nie, dit is hulle private eiendom. Maar ja, ek dink net, dit is 'n hartseer storie, en ek het dit nou al voor die voete van die Here gelê en gesê, Here, ek gee dit nou vir u, ek het nou al Patmos probeer, ek weet nie, hoe doen nou mense hier livestreaming nie, ek het nie regtig 'n idee nie, alhoewel ek weet, God het vir my sulke pragtig geseënde, gesalfde boodskappe wat ek kan uitdra met die mensdom buitekant, en daardeur kyk of ek die mensdom kan bereik, voordat hulle van die boom afval, voordat hulle seer kry, voordat daar iets gebeur wat nie moet gebeur nie, en dit het my al hierdie afgelope paar maande regtig net ek was gisterand was ek op 'n punt net gewees waar gesê het, Here, ek weet nie meer nie. Ek is regtig net raad op. En ek het nou vanaand weer, ek weet nou nie of ek vir die regte adres vir Patmos geskryf, en om te hoor hoe werk dit nie, wat se toerusting het ek nodig, en wat moet ek deurgaan om dan, dat hulle dan my boodskappe dan op hulle kan uitstuur, soos op 'n daaglikse basis, want dit wat ek hier gebruik is maar baie primitief, maar die woord van die Here kom uit, en die genade van die Here kom uit, so, ja, ek meen, maar as jy mens net weet wat jy regtig nodig het, laat jy die regte goeders bekom, want ek het al so baie goed, wat mense sê, jy moet dit kry, jy moet dit kry, jy moet dit kry, en dan, op die einde van die dag werk die goeders net nie, en so ja, die ou kamera wat ek het, hy dank die Here, hy help, ons bring die boodskap van die Here uit vir die gemeente, ons kan vir siek mense bid, ons kan die evangelie van die Here verkondig, en ja, terwyl ek so praat van die evangelie van die Here, dit was hemelvaarts gewees, en ek dink dat was dit goddelik gewees, om te weet dat die Here die volmaakte prys betaal en het opgevaar hemel toe, met die woorde dat ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, en as ek 'n plek vir julle voorberei, dan kom ek om julle te kom haal. En ek meen, dit is so goddelike voorreg om te weet dat die Here het gegaan om vir u en vir my 'n plek voor te berei. As ons werklik waar ons harte net vir die Here wil uitlewe. Maar dis asof hierdie generasie, die mensdom, weet jy, ek dink hierdie teks het so op my hart wat hy sê, dat die mense volg wonders en tekens. Weet, soos as ek Benny Hinn kan vat as 'n voorbeeld. Die mense volg Benny Hinn omdat hy wonders en tekens doen. Maar as die woord gaan reg lees, dan sê die woord, en wonders en tekens sal die kinders van God volg. Ons volg hulle nie, my broer en suster. Die wonders en tekens van God volg 'n kind van God. So u hoef nie na iemand toe te gaan. Kyk, daar is bedieninge van goddelike genesing, en wat die Here sê, dat die ouderlinge die sieke salf die hand op hulle lê en hulle sal gesond gemaak word. So daar is baie, maar dit volg jou, dis die ouderlinge, dit is nie 'n spesifieke persoon nie. Dis nie dat hierdie persoon bring die siekes na my toe en ek maak hulle gesond, en nee, is bring die mense na God toe, dat God hulle kan genees. En dit werk so met ons bedieninge ook. As ek 'n bediening van genesing het, dis nie ek net, dis die Heilige Gees van God in my, wat die persoon genees of nie genees nie. En ek het op daai punt gekom, waar mense net moet besef, dat wat die Here doen, is wat die Here doen. En ek kan nie my kop daaroor breek nie, want dit was nie ek nie. Ek doen net wat die Here van my verwag. En
dis so my bediening is. Ek is meer 'n evangelis. Ek is meer vir die liefde van Christus, vir die mensdom. En ek wil ook graag mense gesond sien. Ek wil ook mense bevry sien. Ek wil ook mense gesien gedoop word. Ek wil ook mense in tale sien praat. Ek wil ook mense sien wat juig in die Here, wat hulle self verbly in God en waar die ouderdomsbeperking nie meer saak maak nie. En ek hoop en bid werklik waar dat die Patmos, anders sê ek Patmos, my sanader, ek hoop regtig van harte so, laat ek net regtig weet, en ek dink sodoende kan 'n mens baie meer siele dan bereik, en dan mense ook weet van jou. En ek is dankbaar vir een pastoor wat gehoor het, hy gaan nie op pensioen gaan nie, hy vat sy gemeente en as hy huis toe, en hulle gaan in 'n pastorie verder kerk hou. So, en dis hoe dit hoort. Kom ons vat daai kinders wat ons opgebou het, na ons pastorie toe, na ons huise toe, en ons bedien hulle daar, want God het 'n mens in 'n beroep gesit, om daai mense tot die Here toe te lei, en verskoon daar broers, ek het nou nie geweet my telefoon is aan nie, en laat die mense dan daar verder as dit dan gaan, en as jy enigstens van iemand van u weet hoe dit werk, wat 'n mens moet doen, my e-mailadres is hier op, ek kan vir my e-mail stuur, my selfoonnommers op my YouTube channel, ek kan vir my daar 'n WhatsApp stuur, wie moet ek kontak, wat moet ek kontak, wie is die regte persone wat 'n mens moet kontak. En ons is werklik waar, as jy 'n behoefte het, is meer as welkom. Jy kan net die gebed sê waarvoor ons moet bid, die behoefte, en ek kan Karen tree daarvoor vir u in. En dit gaan nie vir ons wie dit is, dit gaan vir ons, laat God die ander raak. Dit is vir ons die belangrikste is, laat mense geheel raak in die Here. En broers en susters, ons is beskikbaar vir bediening. Ons spreek uit, ons verkondig die evangelie vir Jesus Christus, die Vader, Seun en die Heilige Gees. Ons glo en spreek van tale, ons glo op handoplegging. Ons glo in groot onderdoping, groot onderdompeling, die enigste doop wat in die Bybel beskryf word. En ons glo in Jesus Christus, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het die derde dag, sy graf is leeg, en hy vir ons intree by die Vader in die hemel, en deur sy genade en liefde is daar vir ons redding en bevryding. En ons glo in alles wat die woord van die Here vir ons sê, van Genesis af tot in Openbaring. So my broers en susters, as jy 'n behoefte het, as jy van 'n kerk weet, as jy van mense weet, wat 'n sametrek het en 'n prediker nodig het, ons is meer as welkom, jy kan regtig vir ons kontak, en asseblief, as enige iemand van u in die familie weet hoe om by Patmos, hoe ek by hulle kan uitkom, net dat ek weet, sodat ek op daai manier kan weet, Here, ten minste doen ek meer as wat ek nou doen, want my boodskap kom by kennisse, vriende van ons uit, families van ons uit, en ek vra hulle dit om dan weer aan te stuur na hulle vriende toe. En so brei ons maar uit, en asseblief subscribe, en laat huis van gebed werklik waar huis van gebed word. Dit is huis van gebed, maar laat u huis ook huis van gebed kan word, want Jesus sê daar vir hulle, die huis van my Vader is huis van gebed, en ons huis is huis van gebed, broers en susters. Kom ons bid net so saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie Here dat ek vanaand net weer eens u naam kan groot maak, en Here u naam kan ophef, en sê Here, by u is daar nie ouderdomsbeperking nie, my God. Here, ons kan u dien, totdat ons die dag huis toe gaan. En Vader, ek is so opgewonde in my binneste,
oor die woord en om te weet dat Here, U is die Alfa en die Omega, U is die begin en die einde. Here, U is die een wat besluit wanneer is die begin en wanneer is die einde. En Here, U sal nie vir 'n mens roep as dit nie die begin was in my God. U sou vir my dan gesê het, Ben, jy is klaar te oud, ek kan jou nie meer gebruik nie. Maar Here, dis nie wat U gesê het nie, en dis wat U woord gisterand ook nie bevestig het nie. U het my geroep, Here. En ek sê vir U baie duisende dankies daarvoor, Here. En ek sal so ver as van my kan, Here, ek het gisterand vir U gesê, Here, nou gee ek dit in U hande oor. Laat U my help, want ek weet nie meer wat se kan doen nie. Maar Here, ek bid my broers, my susters, dat hulle vir my sy help. Laat ons by die regte mense uitkom. Broers en susters, as daar siekte by U is, mag die Here vir U aanraak. As jy finansiële verknorsing is, gee dit vir die Here. Kom ons kom net by die Here se voet uit. Kom ons erken by die Here dat ons het hom nodig. Ons het werklik waar die Here nodig. Ek het na al die jare het ek die Here elke dag in my lewe nodig. En ek die Heilige Gees elke dag van God nodig. Ek het nodig om die regte woorde te spreek. Laat dit in die regte manier ingaan. En my broers en susters, asseblief, stuur dit vir U familie aan, U vriende. En as jy kan, asseblief, help vir ons. Laat ons net by die regte mense uitkom. En ons eer U en pastoor, U wat gesê het, U vat die gemeente pastorie toe. As jy miskien enig op hierdie, wil ek vir U sê, dis hoe ek voel. As ek net 'n gemeente gehad het, ek kon gesê het, kom en ons gaan pastorie toe. Maar Here, ek doen wat hier vir my hart sit so lank en ons gebruik dit. Shalom broers en susters, die Here seën vir u so en mag jy 'n wonderlike nag hê.